Goeiemiddag graaddiens. Welkom by vandag se les. Voordat ons begin, wil ek eers vir julle iets wys. Nou ons almal weet waarvoor 'n gewone T-hemp gebruik word. Ons dra dit natuurlik. Maar kom ons sê ek het 'n besigheid wat T-hemde verkoop en die laaste paar maande het die verkope drasties afgeneem. Nou is die vraag, hoe kan ek hierdie probleem oplos? Van julle mag dalk voorstel dat ek die ontwerp verander of kliënte die geleentheid gee om hulle eie ontwerp te kies. Van julle mag dalk sê ons moet 'n nuwe produk van die T-hemp maak of dalk 'n nuwe teikenmark probeer bereik. Dit is alles moontlike oplossings. Wat interessant is daar is nie net een korrekte antwoord nie. Ons het na dieselfde T-hemp en dieselfde probleem gekyk, maar ons het met verskillende idees vorendag gekom. Wanneer ons verder as die gewone manier van dink gaan en nuwe en oorspronklike idees vorendag kom, gebruik ons kreatiewe denke. Dit bring ons by vandag se onderwerp, kreatiewe denke in die besigheidswêreld. Teen die einde van die les behoort julle in staat te wees om die betekenis van kreatiewe denke te verduidelik, die voordele van kreatiewe denke in die werksplek te beskryf, verduidelik hoe kreatiewe denke gebruik kan word om entrepreneursgeleenthede te genereer en laastens kreatiewe denke op 'n eenvoudige besigheidsprobleem toe te pas en moontlike oplossing voor te stel. Kom ons begin weer te kyk wat na die betekenis van kreatiewe denke. Kreatiewe denke is die vermoë om nuwe en oorspronklike idees te ontwikkel en probleme op 'n ander manier op te los. Dit beteken nie dat ons altyd die gewone of vanselfsprekende oplossing aanvaar nie, maar bereid is om na verskillende moontlikhede te kyk. Kom ons pas dit toe op ons besigheid. Ons probleem aan die begin van die les was dat verkope afgeneem het. Die gewone of vanselfsprekende oplossing sou wees om byvoorbeeld die pryse te verlaag. Met kreatiewe denke het ons verder as net die mees voor die hand liggende oplossing gekyk. Ons kan byvoorbeeld nuwe ontwerpe aanbied, persoonlike T-hemde aanbied of ons bemarking verander. Dit is kreatiewe denke in die praktyk. Nou dat ons weet wat kreatiewe denke beteken, kom ons kyk na die voordele daarvan in die werksplek. Dit lei tot nuwe en beter idees. Werknemers kan met nuwe produkte, dienste en werkmetodes vorendag kom. Byvoorbeeld die ontwerp van 'n nuwe T-hemp. Dit help met probleemoplossing. Werknemers kan verskillende oplossings vir dieselfde besigheidsprobleem ontwikkel. Byvoorbeeld in plaas daarvan om die prys van T-hemde te verlaag, moet ons 'n spesiale aanbieding doen of nuwe manier van bemarking oorweeg. Dit verhoog produktiwiteit. Kreatiewe idees kan lei tot vinniger en meer doeltreffende maniere om take uit te voer. Dit motiveer werknemers. Wanneer werknemers die geleentheid kry om hulle idees te deel, kan hulle meer betrokke en gemotiveerd voel. Dit lei tot 'n positiewe werksomgewing. Werknemers word aangemoedig om saam te werk en idees met mekaar te deel. Dit help die besigheid om mededingend te bly. Nuwe en unieke idees kan 'n besigheid van sy mededingers onderskei. Ons T-hemp besigheid kan byvoorbeeld persoonlike ontwerpe aanbied wat ander besighede nie aanbied nie. Kreatiewe denke help besighede nie net om probleme op te los nie, dit kan ook lei tot nuwe entrepreneursgeleenthede. Wat as ons ontdek dat kliënte bereid is om meer te betaal vir T-hemde wat hulle self kan ontwerp? Ons kan nou 'n diens aanbied waar kliënte hulle eie naam, prent of boodskap kies wat op die T-hemp gedruk moet word. Ons
Ons het dus 'n nuwe entrepreneursgeleentheid geïdentifiseer. Om kreatiewe denke te bevorder en sodoende nuwe entrepreneursgeleenthede te genereer, kan besighede die volgende doen. Skep 'n omgewing wat kreatiewe denke stimuleer. Werknemers moet aangemoedig word om met nuwe idees en oplossings vorendag te kom. Reageer positief op werknemers se idees. Werknemers moet voel dat hulle idees waardevol is, selfs al word dit nie gebruik nie. Maak tyd vir dinkskram-sessies. Werknemers kan saamwerk om verskillende idees en oplossings te ontwikkel. Moedig alternatiewe maniere aan om dinge te doen. Besighede moet bereid wees om nuwe werkmetodes en idees te probeer. En laastens, lei werknemers in kreatiewe denke en probleemoplossing op. Opleiding kan werknemers help om nuwe tegnieke te gebruik om probleme op te los en geleenthede raak te sien. Wanneer werknemers aangemoedig word om kreatief te dink en nuwe idees te deel, kan hierdie idees tot nuwe produkte, dienste en entrepreneursgeleenthede lei. Kom ons kyk nou of ons kreatiewe denke op 'n besigheidsprobleem kan toepas. Ons besigheid sit nou met 'n nuwe uitdaging. 'n mededinge verkoop soortgelyke T-hemde teen laer pryse. Wat kan ons besigheid doen om ons kliënte te behou sonder om bloot die pryse te verlaag? Ons kan persoonlike ontwerpe aanbied, ons kan loyaliteitsprogramme aanbied, ons kan 'n spesiale kombinasie aanbieding aanbied, of ons kan aanlyn bestellings moontlik maak. Daar is nie net een korrekte oplossing nie. Ons het 'n besigheidsprobleem geïdentifiseer, verskillende moontlikhede oorweeg en kreatiewe oplossings voorgestel. Dit is hoe kreatiewe denke gebruik word om besigheidsprobleme op te los. Aan die begin van die les het ons na hierdie T-hem gekyk as deel van 'n besigheid wat se verkope drasties afgeneem het. Deur kreatief te dink, het ons nuwe idees ontwikkel, moontlike oplossing vir besigheidsprobleme geïdentifiseer en selfs 'n nuwe entrepreneursgeleentheid ontdek. Dit wys vir ons waarom kreatiewe denke so belangrik in die besigheidswêreld is. Kom ons kyk nou wat ons geleer het vandag. Wat verstaan julle onder kreatiewe denke? Ons het gesien dat kreatiewe denke die vermoë is om nuwe en oorspronklike idees te ontwikkel en probleme op 'n ander manier op te los. Nou wil ek hê julle moet vir my 2 voordele van kreatiewe denke noem in die besigheid. Eerstens kan ons sê dit is nuwe idees, nuwe en beter idees, en dit kan ook lei om met probleemoplossing. Dan wil ek hê julle moet vir my verduidelik hoe kreatiewe denke gebruik kan word om entrepreneursgeleenthede te genereer. So kreatiewe denke help 'n besigheid om nuwe behoeftes en moontlikhede raak te sien wat tot 'n nuwe produk of diens kan lei en dus entrepreneursgeleentheid skep. Nou kom ons kyk gou-gou. Deur julle kreatiewe denke het ons 'n nuwe entrepreneursgeleentheid geskep. Nou gestel, ons besigheidsteam se verkope neem weer af. Stel een kreatiewe oplossing voor wat die besigheid kan gebruik. As julle vir my sê, ons kan byvoorbeeld 'n nuwe reeks T-hemde vir 'n ander teikenmark ontwikkel en bemark, is julle reg. Nou toe graaddiens. Dit bring ons aan die einde van vandag se les van kreatiewe denke. Baie dankie.